Graag groet ons ook almal wat nou elektronies by ons aansluit by ons erediens. Mag ons almal saam ook vandag God se seën ervaar en beleef. Voordat ek vergeet, dis nou al 'n hele ruk terug, het iemand 'n ring hier by die kerk verloor en ons het hom opgetel. So as jy vir my kan vertel wat se ring dit is en hoe hy lyk, dan gaan ek weet dis joune en dan kan jy hom kry. So dis nogal 'n indrukwekkende ring. En dan staan ook 'n oorbelletjie, net een van hulle, 'n ronde enetjie. Hy is ook goud, en daar is niks anders aan hom nie, hy is maar net so 'n bietjie gedraai, lyk dit vir my. So as jy so 'n ronde goue oorbelletjie verloor het, kom gesels ook asseblief met my. Kom ons word nou stil voor die Here, dan bid ons saam. Grote God, aan U bring ons vanoggend eer. Want dit is heerlik oral waar U regeer. In U glorieryke mag en majesteit troon U oor alles en almal wat U gemaak het. U heerskappy is sonder grense, van ewigheid tot in ewigheid. Daar val nie eers 'n haar van ons sonder dat U daarvan weet nie. U sorg vir die voëls en diere van die veld. U kleed die blomme en lelies met pragt. Vir U is ons baie meer werd as hulle. En daarom weet en ervaar en beleef ons ook dat U vir ons sorg. Dat U vir ons alles gee wat ons nodig het om te kan lewe en om U te kan dien. Vader, maak ons opreg dankbaar vir al U guns en al U seëninge wat ons so ryklik en mildelik uit U Vaderhand ontvang. Maak ons ook vandag bewus van U goddelike teenwoordigheid by ons. En gee dat ons U met eerbied en ontzag sal dien. Praat ook deur die woord en deur die Gees en deur die diensknegt vandag met ons, sodat ons 'n boodskap kan ontvang wat ons nodig het om ons geestelik te verryk en om ons geloof te versterk, sodat ons geestelik kan groei tot U eer. Ons dank U omdat U ons gebede verhoor in Jesus se wonderlike naam. Amen. Geliefdes, ons tema vir vanjaar is eerbied. Ons gaan so 'n bietjie nadink oor wat dit beteken om eerbied vir God te hê. En almal op aarde behoort eerbied vir God te hê. En vandag gaan ons lees uit Eksodus, hoofstuk 34, ons gaan die eerste 10 verse daarvan lees. Nou, dit speel af na Eksodus 20, toe God die eerste keer vir Moses die 10 gebooie gegee het. En dan in hoofstuk 33 kom God en hy openbaar homself aan Moses en Moses sê, hy wil graag vir God sien. En dan sê God vir hom, niemand kan my sien en bly lewe. Hy laat hom toe by 'n rotskeur ingaan, en God gaan toe by hom verby, maar hy maak toe sy oë toe, sodat hy net van agteraf die gestalte van God kan sien. En dan vra Moses vir God om hom goedgesind te wees, en om saam met hom te wees, en saam met hom te gaan, want Moses sien nie kans om verder te gaan as God nie by hom is. Dan na hierdie gebeure, kry ons dan nou hierdie hoofstuk. Die 10 gebooie word opgeskryf en verskillende ander wette. Die Here het vir Moses gesê, kap vir jou 2 plat klippe, net soos die voriges. Wat het met die voriges gebeur? Nadat Moses dit by God gekry het, en hy teen die berg afgekom het,
sien hy dat die volk besig is om 'n goue kalf wat hulle gemaak het, as God te vereer en te aanbid. En dit ontstel hom so, want die eerste gebod sê, jy mag geen ander gode dien. En die tweede gebod sê, jy mag nie vir jou 'n beeld maak en dit aanbid. Die volk het nog skaars God se wette ontvang, hulle het dit nog nie eens gekry nie, en dan oortree hulle dit al klaar, hulle verbreek dit al klaar, en Moses raak so ontstel dat hy die 2 kliptafels stukkend gooi. En daarom moes hy nou weer 2 nuwe klippe maak, net soos die eerste, die voriges. God sê vir hom, ek sal op die klippe die gebooie skryf, wat op die voriges was, wat jy stukkend gegooi het. Maak môreoggend klaar, en klim die oggend nog Sinaï berg uit. Wag vir my daar op die top van die berg. Niemand mag saam met jou opklim nie. Nêrens op die berg mag daar selfs iemand gesien word nie. Die klein vee en beeste mag ook nie naby die berg by nie. Moses het die 2 plat klippe soos die voriges gekap. Nadat hy vroeg die oggend opgestaan het, het hy net soos die Here hom beveel het, Sinaï berg uitgeklim met die 2 plat klippe in sy hand. Die Here het in 'n wolk afgekom en daar by Moses kom staan en die naam die Here uitgeroep. Die Hebreëse naam is Jahwe. Terwyl hy by Moses verbygaan, roep die Here, ek, die Here, is die barmhartige en genadige God, lankmoedig en vol liefde en trou. Ek betoon my liefde aan geslagte en geslagte. Ek vergewe ongeregtigheid, oortreding en sonde. Maar ek spreek niemand sonder meer vry nie. Ek reken kinders en kleinkinders, die sondes van vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag. Moses het toe vinnig gebuig in eerbied en gesê, as ek u goedgesindheid geniet, Here, moet u saam met ons wegtrek. Al is die volk moedswillig, moet u ons ongeregtigheid en sonde vergewe. Laat ons tog u volk bly, u eiendom. Toe het die Here gesê, ek sluit nou 'n verbond met julle. Voor jou hele volk gaan ek magtige dade doen, wat nog nooit tevore op die hele aarde onder enige nasie gedoen is. Die hele volk by wie jy is sal sien, wat ek die Here doen. Wat ek vir jou gaan doen, sal hulle met ontzag vervul. Tot sover ons skrifgedeelte. Ja, Moses kry die opdrag, dit het jy voorheen gedoen het, al haar harde werk, om 2 plat klippe te kap, doen dit weer. Nou, hy het nie jackhammers gehad nie, hy het heel waarskynlik ook nie eens 'n hamer en staal bytels gehad nie. Onthou, dit is duisende jare gelede. Dit moes harde werk wees om 2 klippe groot genoeg en plat genoeg te kry vir hierdie doel. Maar hy het dit gedoen. Want God se gebooie was letterlik en figuurlik flenters gebreek. Die volk het dit deur hulle optrede gedoen, en Moses het dit fisies letterlik gedoen, toe hy die klippe stukkend gegooi. God toon sy regverdigheid, sy genade en sy liefde. Eintlik kon hy die hele volk net daar en dan totaal en al verwoes en vernietig. Ja, hy het wel opgetree en wel gestraf, en daar was wel mense wat gesterf, maar nie die hele volk nie. Daarom sien ons God se genadigheid raak. Ons sien sy liefde raak, want ons weet, hy het ook 'n plan met hierdie volk, hierdie moeswillige volk, wat heeltyd kla en wat nie luister nie. Wat hulle eie koppe volg en hulle eie gode wil maak. Maar ons sien ook sy regverdigheid daarin raak, dat hy wel gestraf het en wel ook opgetree het.
En dan wanneer Moses weer teen die berg moes uitklim tot heel bo op die top van die berg, moes hy en die hele volk God se heiligheid besef. En daarom mag net hy alleen teen die berg opgeklim het. Niks en niemand, nie eers 'n dier, kon daardie stadium naby die berg kom nie. Die volk moes toesien dat niks en niemand naby die berg kom. Dit herinner ons aan dit wat later gebeur het, toe Moses die tabernakel moes maak. Die tent van ontmoeting wat hulle reisende tempel deur die woestyn was. Daardie tabernakel moes bestaan het uit 'n voorhofgedeelte waar hulle kon bymekaar kom vir die offers en goed. En dan was daar 'n heilige gedeelte waar die offeraltaar was, waar net die priesters in kon gaan. En dan agter 'n voorhangsel wat soos 'n groot swaar gordyn is, was die allerheiligste, waar die verbondsark moes staan. En binne in hierdie verbondsark moes hierdie 2 kliptafels waar die 10 gebooie op is en Moses se staf wees. Net 1 keer 'n jaar mag slegs die hoëpriester op die groot versoendag in die allerheiligste ingaan. Niemand anders mag eers aan die voorhangsel raak of naby dit kom nie. Dit het iets voorgestel en gesimboliseer van God se heiligheid en sondeloosheid en die mens se sondigheid. Die 2 goed kan nie by mekaar kom. Heiligheid en sondigheid stoot mekaar weg. En daarom moes Moses alleen teen die berg opklim, omdat God in sy heiligheid daar teenwoordig is. In 'n wolkkolom kom God af, en terwyl die volk dan nou om hierdie berg staan en wonder wat gebeur, sien hulle hoe dat 'n wolk hierdie berg oordek, en dis dan die simbool dat God teenwoordig is daar by Moses. Die eerste ding wat God doen wanneer hy aan Moses hier verskyn, onthou nou, hy wys maar net sy gestalte vir Moses, want niemand kan hom sien en bly leer nie. Terwyl hy aan Moses hier verskyn, identifiseer hy homself en sê hy eers wie hy is. Hy roep sy naam uit, Jahweh. Jy sal onthou toe Moses by die brandende doringbos was, ook daar in die woestyn destyds, toe God hom geroep het, en hy sy skoene moes uittrek, want dis heilige grond, en die brandende doringbos nie opgehou brand het nie, het God vir hom gesê, ek is wat ek is. En dis wat die naam Jahweh beteken. Want dit was belangrik vir Moses om te besef wie, hoe en wat God is. Jy sal onthou, verlede Sondag het ons dit ook gesien in Psalm 96. Dat ons moet begryp wie, hoe en wat God is. Wat hy doen. En daarom maak God sy eienskappe aan Moses bekend. Hy sê vir Moses hoe hy is. Hy sê vir hom, hy is barmhartig. Barmhartigheid beteken om 'n sagte hart te hê, 'n omgee hart, 'n hart vol liefde. 'n Hart wat ruimte laat vir mense om te kan inkom. 'n Hart wat mense nie afstoot en wegstoot nie, maar hulle innooi. Nou sal hy sê, maar as hy dan so heilig is, en Moses alleen teen die berg op moes gaan, en almal moes wegbly, as die allerheiligste daar is, en mense nie daar kon ingaan nie, maar daarvan moes wegbly, waar kom dit nou by God se barmhartigheid? Want dit lyk asof die twee met mekaar in teenstelling staan. Dis omdat die mens sondig is en sonde doen, dat hierdie afstand tussen die mens en God daar is. God se barmhartigheid is daarin geleë dat hy soos die pa van die verlore seun met oop arms wag vir sondaars om na hom toe te kom. Maar dit is juis hulle sonde wat hulle laat struikel, wat hulle laat val, wat hulle potjie, wat hulle verhinder om by hom te kan uitkom.
So van God se kant af is die pad oop. Dis ons wat van ons kant af die pad toemaak. God is ook genadig. Ons het net nou ook gesê dat hy genade betoon het deur 'n gedeelte van die volk te laat bly leef. Dat hy nie almal laat sterf nie. Dat hy 'n plan het met sy volk en dat hulle op pad is na die beloofde land, want die Messias moet gebore word. En saam met God se liefdevolle en barmhartige hart loop ook sy genadige hart. Dat wanneer 'n sondaar soos die verlore seun terugkom na die Vaderhuis, hy bereid is om te vergewe. God is ook lankmoedig. Dis 'n Afrikaanse woord wat ons kinders heel waarskynlik nie vandag meer gebruik nie. Dit beteken geduldig. Dis 'n woord wat hulle daarom sal ken. Lankmoedig beteken sy moed is lank. Dit vat lank vir hom voordat hy sy moed verloor, voordat hy sy woede openbaar, sy toorn openbaar. So dit vat lank om hom kwaad te maak. Hy's geduldig. Hy's lankmoedig. Ons sien dit met ons self ook raak. As ons na ons eie lewe gaan kyk en ons speel dit in hierdie 10 gebooie, dan sien ons al die oortredinge raak wat ons doen en die sonde wat ons doen. Maar ons is nie klaar dood en vernietig nie. Ons is nie klaar gestraf en van die aardbol af weggevee, soos wat met Sodom en Gomorra gebeur het in die tyd van Noag. Ons is nog hier, want ons leef in God se genade tyd. En hy is geduldig met ons. Hy gee vir ons kans en ruimte om na hom toe te kom, met berou in ons harte, sodat hy ons kan vergewe. Want God is liefdevol. As ons hierdie 10 gebooie gaan mooi bestudeer, dan sien ons, dit gaan alles oor liefde. Die eerste 4 gebooie gaan oor liefde vir God bo alles. Die laaste 6 gaan oor liefde vir ons naaste soos onsself. As ons lief het, dan sal ons al daardie dinge doen. Omdat God 'n God van liefde is sy wil vir ons liefde. Hy wil hê ons moet liefde ervaar, maar ons moet ook liefde uitdeel. En dit maak nou nie saak wie jy is en wat jy is en hoe jy is. Alle mense het liefde nodig. Net soos wat hulle kos en water en suurstof nodig het hulle liefde nodig. God is ook getrou. Daar word van sy trou gepraat. Getrou deurdat hy doen wat hy beloof. Deurdat hy dieselfde bly. Deurdat 'n mens op hom kan staat maak. Dat hy jou nie sal teleurstel of jou in die steek sal laat nie. Hy sal jou nooit in die rug steek nie. Hy is getrou. Ja, saam met die genade gaan ook die vergewensgesindheid. Hy bewys sy liefde tot aan die 1000ste geslag. En hy is bereid om sondes en oortredinge en ongeregtigheid, om dit te vergewe. Wanneer sondaars met berou na hom toe kom en sê, Here, ons is jammer. Hy wil hulle graag vergewe. Maar hy is ook regverdig. Hy sal vaders, en kinders, en kleinkinders tot in die 4de geslag, wat aan hom ongehoorsaam is, aanhou straf. Dit beteken nie dat ek gestraf word vir my pa se sonde nie. Word gestraf vir my eie sonde. Want indien ek dalk nou die geslag is wat God lief het, en wat berou het oor my sonde, dan vergewe hy my en betoon hy sy liefde aan my en ook tot in my 1000ste nageslag. Daar is so baie mense wat rondloop en verkondig, as dit met jou sleg gaan en as jy een of ander slegte ervaring gehad het, was daar so 'n ry van goedes wat met jou verkeerd geloop het. Iewers in jou voorgeslagte was daar iemand wat sonde gedoen het. Hulle is lief om te sê, iemand in jou voorgeslagte, jou oupa of iemand was 'n vrymesselaar.
Hy was lid van die Illuminati. Hulle het allerhande sulke verskriklike bang goed waaroor hulle praat, en dan sê hulle, jy kry nou swaar, omdat hulle daar droog gemaak het. En Jesegiel praat die Here met die volk, en hy sê vir hulle uitdruklik, julle het 'n spreekwoord wat sê, die ou mense het groen druiwe geëet, en nou is die kinders se tande stomp. Dit beteken, hulle het droog gemaak, en nou word ons gestraf. Sê die Here vir hulle, maar dit is nie hoe dit werk nie. Ek straf elkeen vir sy eie sonde. As daar 'n pa is wat my dien, vergewe ek hom. As hy 'n kind het wat my dien, vergewe ek hom, maar as sy kind my nie dien nie, dan gaan hy regverdig kry wat hy verdien. So ons moet tog nou nie die fout maak om te dink, ek kan myself verontskuldig en sê, as dinge in my lewe verkeerd loop, is dit omdat iemand anders sonde gedoen het en ek hulle straf dra. Dit is net eenvoudig nie waar. Dit is nie wat hierdie woorde beteken. God is regverdig en hy sal niemand onregverdig behandel. Hoe reageer Moses toe hy gehoor het wie God is en hoe God is, hierdie eienskappe van God, en wat God ook doen? Hy reageer met die regte en die gepaste houding. Hy reageer met eerbied, met respek en met ontzag vir God. Omdat hy besef hoe groot God is, en hy sy eie nietigheid besef en begryp. Hy buig voor die Here. Nou die Jode en die moslems het 'n manier van buig, hulle op hulle knieë gaan, hande uitgestrek voor hulle op die grond neersit, en hulle voorkoppe aan die grond laat raak. Dit is hulle manier om eerbied te betoon. Hy buig voor die Here. En dan pleit hy vir God se goedgesindheid. Ek het net nou gesê, in die vorige hoofstuk het hy dit ook gedoen. Daar het hy ook gesê, Here, as U my dan goedgesind is, kom asseblief saam met ons. En nie doen hy dit weer. Hy wil die Here met sy goedgesindheid aan hom betoon. Daarin sien ons nog 'n eienskap van God raak, dat hy goedgesind is. En Moses bid. Hy praat biddend met die Here. Want ek het laasweek ook gesê, mens kan nie waag om God se naam op jou lippe te neem, sonder om dit met biddende eerbied en respek en ontzag te doen. Hy bid en hy vra die Here om hulle asseblief nie te verlaat nie, om saam met hulle te trek. Maar hy bid ook vir sonde vergifnis. God het dan nou gesê, hy is genadig en vergewensgesind. En Moses maak daarop aanspraak, en hy vra, vergewe asseblief die volk hulle sondes. En dan voeg hy nog by, selfs al is hulle moedswillig, wees hulle tog net asseblief genadig. Ja, die volk was maar behoorlik moedswillig gewees. Moses bid dat hulle God se eiendomsvolk sal wees. Dat hulle God se eie volk sal wees wat aan hom behoort. Anders is al die ander volke in die wêreld. Dan verhoor God Moses se gebed. Hy sluit opnuut weer 'n verbond met sy volk. Dis ook 'n eienskap van God. Hy's 'n verbondsgod. Hy hou daarvan om 'n verbond te sluit met sy mense. 'n Verbond is 'n ooreenkoms of 'n verbintenis, waarin God homself verbind om sekere dinge vir sy volk te doen, en dan vra hy dat hulle self ook aan hom sal verbind, en sekere goed ook vir hom sal doen. Sekere riglyne sal gehoorsaam. In hierdie geval sê hy gaan magtige dade doen vir sy volk. Goed wat nog nooit tevore gesien is. Nie deur enige ander volk nie, en ook nooit in die geskiedenis. Hy gaan wonderwerke doen. En hierdie wonderwerke gaan die volk vol met ontzag vir hom, met eerbied vir hom. Dat hulle sy grootheid en almag en heerlikheid sal erken en besef en begryp en verstaan. En dan gee God vir Moses nog oor 'n tydperk van 40 dae verdere riglyne.
Moses was vir 40 dae op die berg, en ons lees, jy kan maar die gedeelte gaan verder lees, hy het niks geëet of gedrink in daardie tyd. En dan sê God uitdruklik vir hom, dat wanneer hulle in die beloofde land kom, hulle seuns en hulle dogters verlei gaan word om te trou met van die heidene daar, en verlei gaan word om die heidene se afgode, wat met allerhande onsedelikheid gedien word, om hulle te dien en om hulle voorbeeld te volg. En hy waarsku Moses en hy sê, die volk mag dit nie doen, dit mag nie gebeur. Hierdie eerste gebod, en die tweede een, baie belangrik, geen ander gode nie, geen beelde maak en aanbid. En dan vertel hy ook vir Moses wat hy graag van die volk verwag, en hy gee verdere riglyne daaroor. En dan lees ons, toe Moses van die berg afkom na hierdie tydperk. Ons sal dink, hy moes vreeslik honger gewees het, en baie dors, en hy sou dadelik iets sou soek om te eet of te drink. Maar Moses het dadelik die volk begin leer, wat God se wil is, die 10 gebooie, en die riglyne wat hy gegee het. Maar ons lees, iets spesiaals het met Moses gebeur. Ons lees sy gesig het geblink. Omdat hy in God se teenwoordigheid was en iets van God se heerlikheid ervaar het en iets daarvan beleef het, het dit 'n invloed op hom gehad sodat sy aangesig geblink het, verhelder het. Soveel so dat Moses sy gesig bedek het, omdat die volk bang was om naby hom te kom. Hy het 'n sluier oor hom gegooi. Vir 'n lang tydperk het sy gesig so geblink. Dit bring ons dan by die vraag, wat is die boodskap wat ons nou vandag uit hierdie 10 verse uit Exodus uit vir ons moet haal? Dis dan goed wat duisende jare terug gebeur het, en dis juist die punt. Ons moet so 'n bietjie in Moses se sandale gaan klim. Stel jouself 'n bietjie voor, wat Moses alles moes deurmaak en ervaar en beleef. En onthou, dis duisende jare terug. Daar's nie selfone nie, daar's nie wifi nie, daar's nie internet nie, daar's nie radio's nie, daar's nie CD-spelers nie, daar's nie eens vinyls nie. Geen tegnologie van watter aard ook al wat ons ken vandag, elektroniese goed, het hoegenaamd daardie tyd bestaan. Hy het waarskynlik nie eers 'n behoorlike paar bergklimstewels gehad nie. Hy moes met sy sandale daar teen die berg opklim. Al hierdie toue en hakkies en goed wat die bergklimmers vandag gebruik, met die moderne toerusting, hy het dit nie gehad. Al daardie klippe wat hy moes kap, en dit weer 'n keer doen. Harde werk wat hy moes doen. Hy moes blaas en eelt op sy hande gekry het as gevolg daarvan. Stel jouself 'n bietjie voor hoe dit is om duisende jare terug Moses te wees. Hy's 'n leier van moedswillige klaarkouse. Die woord wat in die ou vertaling daar gebruik was, as jy nog onthou, is murmureer. Die volk het al ewig gemurmureer oor alles. Hulle het gekla, hulle het gemoan, hulle het gegroun oor alles. Spreuke sê mos, ek sal liewer in 'n woestyn bly, as saam met 'n neelerige vrou onder een dak. Spreuke sê, die geneel van 'n vrou is soos die gedrup van 'n dak wat lek. In hierdie geval is dit nie net die vrouens wat geneel en gekla het. Dit was almal. En by wie het hulle gekla? By Moses. Hy was die kliëntediensverskaffer gewees. Die ombudsman, wat na alles moes luister. En dan moes hy hulle nog lei ook. En hulle wou nie eintlik na hom luister of saam met hom gaan. Hy het die onbenydenswaardige rol gespeel van 'n tussenganger, 'n mediator, iemand wat optree tussen twee partye, maar wat dit onpartydig en objektief moet doen, sonder om kant te kies. Nou dis iets wat in hierdie wêreld van ons lyk vir my nie heeltemal altyd so mooi verstaan word.
Ons kies maklik kant vir een teen die ander. En ons sal, wanneer ons so kant kies vir die een teen die ander, selfs na die internasionale strafhof in Den Haag toe gaan, om ons standpunte daar te gaan regverdig. Daar is dan nie noodwendig sprake van neutraliteit, objektiviteit, geen kantkiesery. Want dis ons. Moses moes as tussenganger optree tussen God en sy verbondsvolk, sy eiendomsvolk. Dit wat hulle vir hom sê, moet hy weer vir God gaan sê. En dit wat God vir hom sê, dit moet hy weer vir die volk gaan sê. Nou, ek weet nie van u nie, maar om so 'n boodskapper en 'n tussenganger te wees, is nie baie maklik of lekker. As iemand van my vra om iets vir iemand anders te sê, dan staan ek altyd terug en sê vir hom wat jy vir hom wil sê, of sê vir haar wat jy vir haar wil sê. Doen dit direk. Moses was 'n tussenganger, hy was God se boodskapper. Hy moes getrou sê wat God wil hê. En dan was Moses ook God se vertroueling. Hy het 'n besondere verhouding met God gehad, dis vir hom, vir wie God gaan roep daar in die woestyn. Maar sy roeping het eintlik al begin voor sy geboorte. Net soos wat die profete ook sê, voor my geboorte al het U my geroep. Toe al die baba seentjies vermoor is, het Moses gebly lewe, want God het hom daar al nodig gehad vir hierdie werk. Sê vir hoe wonderlik dit is, dat ons ook vandag God se vertrouelinge is. God roep ook vir ons voor ons geboorte, en hy rus ons ook volledig toe vir ons taak, om sy getuies in hierdie wêreld te wees, om sy boodskappers te wees, wat die boodskap van goeie hoop vir almal wat in Jesus glo, moet uitdra aan almal. Ons is God se vertrouelinge, net soos Moses. Dink net 'n bietjie hoe dit moes voel, om 'n 40 dae lange erediens te hê, sonder om te eet of te drink. Want 'n ontmoeting met God is niks anders as 'n erediens nie. En 'n erediens is ook niks anders as 'n ontmoeting met God. Na 'n uur dan raak ons 'n bietjie kriebelrig. En dan raak 'n erediens 'n bietjie lank. Ons is haastig, so pas nie vinnig gou afwandel, klaar kry. So gaan kos gee vir almal by die huis. So onthou of ons die stoof daarom afgesit het, voordat ons kerk toe gekom het. En alles het daarmee saamgegaan. Ons het al aangesê, moet dit nie sê nie, want dan worry ek oor die stoof. So jammer dat ek dit gesê het. Maar dit daar, om vir 40 dae die nagte aan mekaar, sonder om te eet of drink, 'n erediens hou. Nou hoe wonderlik dit ook al is. Dit moes geweldig uitputtend gewees het. Ja, dit is moeilik vir ons om onsself in Moses se situasie in te dink, om so bietjie in sy skoene te klim, in sy sandale. Maar is nodig, dat ons ook sal besef en ontdek, wie, wat en hoe God is. Het is nodig, dat ons ook gaan hoor wat Moses by God gehoor het. Dat ons ook hoor dat hy die Here is, dat hy die eienaar, die besitter, die baas, die heerser van alles en almal is. En dat hy is wat hy is. Ons moet ook hoor hoe God is. Sy lankmoedigheid en sy liefdevolheid, sy genade, sy regverdigheid. Sy vergewensgesindheid. Ons moet ook hoor wat God doen. En die volk moes beleef watter wonderwerke God doen. En sy verlossingswerk raak sien, sodat hulle ontzag en eerbied vir God kan hê. So as jy nie vir God dien met eerbied en ontzag nie,
het jy geen idee wie hy is. Het jy ook geen idee wat hy doen. Iemand wat hom ook verwerp en nie in sy bestaan glo nie, het ook nie die vaagste benul wie hy is. En as hulle geweet het wie hy was, sou hulle nie anders kon as om met eerbied en ontzag in hom te glo en hom gehoorsaam te dien. Net soos in Psalm 96 moet ons ook God loof en prys en dien met eerbied en ontzag. Die manier waarop ons hier by mekaar is, moet altyd getuig van ons eerbied en respek en ontzag wat ons vir die Here het. Maar besef nie dat daar 'n wonderwerk gebeur het toe Jesus aan die kruis gesterf het. En daardie wonderwerk was dat die voorhangsel wat die heilige en die allerheiligste van die tempel van mekaar geskei het, van bo na onder geskeur het. Die Hebreërskrywer in Hebreërs 10 interpreteer dit so: nou kan ons almal wat in Christus glo, met vrymoedigheid na die allerheiligste God self persoonlik toe gaan. Ons is nou almal sy vertrouelinge. Ons hoef nie meer van hom af weg te bly nie. Ons hoef nie meer soos Adam en Eva nadat hulle gesonde gedoen het, van hom af weg te vlug nie. Ons hoef nie vir God te probeer wegkruip nie. Ons kan met vrymoedigheid na hom toe gaan, want hy staan met oop arms en wag vir ons. Hy is gereed om ons lief te hê, om ons te vergewe, as ons met berou en geloof na hom toe kom. Ja, en gehoorsaamheid aan God se gebooie, openbaar eerbied wat ons vir God het. As 'n mens vir iemand sou vra, het daardie persoon eerbied vir God? Dan lê die antwoord daarin: hoe gehoorsaam hy God se gebooie? Hoe doen hy wat God wil hê hy moet doen? Dit bewys ons eerbied wat ons vir God het. Dis waarom God ook sy gebooie vir ons, vir Moses, vir die volk gegee het. Israel was God se verbondsvolk en hy het 'n besondere verbond met hulle gesluit. Hy het hulle na 'n beloofde land toe geneem en vir hulle die beloofde land gegee. Vandag is daar baie vrae daaroor, want die Israel-Palestina kwessie is brandend op almal se lippe. Die vraag is Israel nog steeds hierdie verbondsvolk van God wat in daardie beloofde land kan leef en regeer en alles wat daarmee saamgaan. Sommige mense beskou hulle as kolonialiste, as volksmoordenaars en alles wat daarmee saamgaan. Dis alles moeilike goed waaroor ek nie dink 'n mens wat nie al die kennis oor al die aangeleenthede en al die kante van die saak het, sommer maklike opinie oor moet uitspreek. Ons kan nie kant kies nie, vir die een teen die ander nie. Want ons kan nie sê die een is reg en die ander een is verkeerd nie. Daar's goed wat albei doen wat reg is en daar's goed wat albei doen wat verkeerd is. Dit kan ons wel sê. Maar wat ons ook weet, is dat almal wat in Jesus Christus glo, nou deel is van God se verbondsvolk. Dat hierdie eiendomsvolk van God nou anders lyk as wat dit in Moses se tyd gelyk het. Gaan lees maar Galasiërs 3, Galasiërs 5, hoe dit Paulus dit verduidelik dat ons wat in Christus glo, kinders van Abraham is. En dat ons nou deel is ook van die volk van God en ons met vrymoedigheid soos Moses na God toe kan gaan. En omdat ons in hierdie besondere bevoorregte posisie is om God se vertrouelinge te kan wees, kan ons nie anders as om uit dankbaarheid gehoorsaam te wees aan sy wil vir ons lewe. Sodat almal kan sien dat ons eerbied en ontzag en respek vir hom het. Mag dit in ons almal se lewens baie duidelik sigbaar word. Kom ons bid saam.
Ons Vader, genadige God, U wat lankmoedig en vol liefde is, wat vergewensgesind en regverdig is. Here, ons kom buig voor U om U te aanbid met eerbied, met respek en met ontzag. En ons dank U vir die voorreg wat ons het om U vertrouelinge te kan wees. Dankie dat ons met vrymoedigheid die allerheiligste kan betree en met U kan praat en U ons Vader te kan noem. Here, dit vul ons met diepe dankbaarheid. En ons besef ook ons eie nietigheid en ons eie sondigheid. Ons besef as U nie met ons geduldig en lankmoedig was nie, dat ons eintlik al lank vernietig en verwoes sou wees. Maar U gee vir ons die geleentheid, Here, om ons te bekeer, om die regte ding te doen, om op die regte koers te bly, om op die regte pad te loop, om U wil te gehoorsaam. Dankie dat U deur U Heilige Gees dit vir ons moontlik maak om dit te kan doen. Wanneer ons aan Hom gehoorsaam is en aan Sy leiding in ons lewe. Vader, ons kom bid vir ons gemeente in hierdie jaar wat vir ons voorlê, waar die sonnagskole ook weer volgende week landwyd gaan begin. Bid ons, Here, dat U dit sal gebruik as opvoedingsgeleenthede, ontmoetingsgeleenthede, sodat ons jeug en ons kinders van kleins af vir U kan leer ken, kan besef wie U is, wat en hoe U is en wat U doen, sodat almal U met eerbied en ontzag kan dien. Ons bid vir almal wat eensaam en alleen is, vir almal wat voel dat hulle nie iewers inpas nie, omdat hulle te anders is. Ons bid, Here, vir al die bejaardes, vir almal wat ly aan kanker en almal wat siek is in die hospitale. Ons dink in besonder ook aan Piet Prinsloo wat daar in Tasmanië 'n hartaanval en 'n oop hartoperasie gehad het. Ja, Here, U het 'n plan en 'n doel met alles. En daarom lê ons lewe aan U voete neer. En bid ons, Vader, wees ons sondaars genadig. In Jesus se naam. Amen. Jy het nou geleentheid om die Here te dien met die dankoffers.